ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 312. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dank belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, daar is 'n magdom van hulle. Ek dink spesifiek aan die 3 legkaart studiegids Bybels, elkeen individueel, of jy kan hulle in 'n pakket bestel. So jy in 'n pakket bestel, dan kan jy natuurlik 'n 4de boek gratis kry. En aan Jaffa al die eer. Ek wil net sê dat die boek Jakobus is besig om baie goed te vorder. Dit is natuurlik waar boek nommer 4 begin, die legkaart studiegids Bybel. So ek sit verskriklik tyd in hom in op die oomblik ook, maar ek wil vir u sê, jy kan maar 'n paar veiligheidsgordels koop in Pere. Daar kom 'n paar skokke in daardie boek. Sou jy belangstel? Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 soos hierbo. Of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. Ek wil maar net sê, kyk na die kennisgewings. Daar's 'n hele paar nuwe boodskappe wat besig is om deur te kom. En ons glo dat dit vir u 'n groot seën gaan wees. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. U het 'n magdom inligting reeds gemis. Dit is baie noodsaaklik dat u op YouTube kanaal inteken, sodat u die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang, waarmee ons besig is. Stuur ook hierdie kontak vir die vriende en die kennisses, is lewensveranderend. Skryfblok en 'n pen is baie belangrik, as ook 'n 33 of 'n 53 Afrikaanse Bybel. Ek wil net sê, ek verstaan dat daar die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het kennis geneem van my vraag aan hulle met die 30ste Mei, toe hulle die 33 Afrikaanse Bybel 90 jaar oud was, het ek op YouTube uitgesaai 'n boodskap en gesê, hoekom druk julle nie van die 33 Bybels nie, en stel dit bekend of aan vir die mense nie. Ek het hulle inteendeel gedaag, ek het sê, ek daag julle druk van hierdie Bybels. Want julle druk dit in die koerant, julle sit, maak 'n bohaai oor die 90ste verjaarsdag van 'n Bybel wat julle 40 jaar laas gedruk het. Dis mos malligheid. Nou ja, hulle het my verkeerd bewys. En ek sê, as ek verkeerd is ek verkeerd. Daar is, wel ek was nie verkeerd nie, ek dink as dit nie reguit vir hulle gesê was nie, dan sou hulle dit nooit gedoen het nie. Hoekom het hulle opgehou om te druk 40 jaar terug? So, kom ons kom terug en ons eer Jaffa. Die Bybels is daar, sou jy belangstel, dis by Koenboekwinkels of by PAC. PAC boekwinkels. 'n pen, skryfblok en dan 'n Afrikaanse Bybel uiters noodsaaklik. Ek wil net iets sê oor die Bybel. Jy kan kyk by, as jy die Bybel wil koop, hy sê Galate. En ons het 'n paar, daar's 1 of 2 van die studente wat reeds van hulle gekoop het, wat my foto's gestuur het, waar gesê het, kyk vir dit, stuur vir my, en ek het dit deurgegaan, en dit was reg gewees, so ek wil sê, ek is tevrede. Maar, dis nog steeds 'n Bybel wat in die Babyloniese name gedruk is, né? So ek noem dit maar net. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons kom vanmôre om vir u weer baie dankie te sê vir 'n voorreg om vanoggend by mekaar te wees. Ek wil bid, seën die woord vanmôre. Gee vir ons ontvanklike sielsdimensie en geestelike oor om te hoor wat u vir ons wil sê. Breek die brood van die lewe in hierdie oggenduur met ons, Vader. En laat ons geestelik in hierdie dag verryk kan word. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua. Elke Jaffa sê halleluja, halleluja. Welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dit is vanmôre 'n seën vir u om saam te wees. Mag Jaffa tot ons
Want ek wil nie sê mag hy tot ons spreek, hy spreek elke oggend tot ons deur sy woord, halleluja. Soos lees maar Spreuke hoofstuk 18 vers 13, nou sê hy, en ek wil sê sy, wat antwoord gee voordat hy of sy gehoor het, vir hulle sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Nou onthou, wanneer ons na die natuur van die mens kyk, dan val hierdie vers 13 amper in elke een van ons se groep. Ons as mens is so gewoon om te reageer. Ek hou van die Engelse woord, retaliate. Met ander woorde, terug te slaan. Terug te antwoord. Nou die woord sê hy of sy wat antwoord gee voordat hulle gehoor het. So dis vir ons belangrik dat ons moet hoor. En hier lê 'n groot probleem. Weet jy wat is dit? As ek sê hier's 'n groot probleem. Baie keer dan hoor ons nie. Ons hoor van ander mense. Ons hoor nie van die Ruach nie, die Heilige Gees nie. Hoeveel keer in ons lewens het ons goed gesê wat ander predikers gesê het, en ander mense op YouTube gesê het, en ander mense, en agterna dan vind ons uit, dat dit is nie werklik so nie. Dit is nie werklik so nie. Ek het self in die begin, toe ek van YouTube so goed gebruik gemaak het, goed gebruik wat onmiddellik, en ek het op vernaam WhatsApps, wat ons die WhatsApps kry, en dit is so genuine, werklik, dat jy stuur dit dadelik verander. Net om met 'n rooi gesig later te sê, hoorie, sorry, jammer. Ek het dit nie geverifieer nie. Ons het dit nie nagegaan nie. Dis omdat ons in ons entoesiasme die duiwel altyd wil verkeerd bewys. En dan speel ons eintlik, wat ek sê duiwel, maar Satan wil verkeerd bewys. En dan speel ons in die Satan se hand in. Verstaan ons dit? Ek is bevoorreg om iemand soos Pastoor George Wilkin te hê, wat 'n diep student is, en wat, omdat hy in die regte prokureur is vir baie jare, hy is nou afgetree, wat kontakte het, waar as ons iets wil verifiseer, dat hy onmiddellik dit vir my doen. En terug ons sê, prof, dit is nie so nie, dit is so, hier's die feite, hier's die tipe goed waarna jy kan kyk. En dis belangrik. En so plaas Jaffa in elke een van ons, in die bediening, in 'n plek. Daar is broer David, wat die YouTube kanale hanteer, en die webtuistes vir ons hanteer. En daar's Rudy, wat vir ons die TikToks doen. En daar's die Piet, en Sunny, en Koos, en Jan, en Annie, wat vir die bediening bid. Halleluja. En daar is James, en Leandra, en Koos, en Anne, wat ook finansiëel bydra aan die bediening. Wat help om alles op die lig te hou. En daar's myself en Pastoor Rika, wat dan die navorsing, voorbereiding en die video's doen, wat ure en ure vat. Nie laat ons klaar nie, maar ons almal is deel waarvan, van die liggaam van Yahshua. So u is nie meer belangriker as die volgende een nie, en ek is nie meer belangrik as die volgende een. Die woord sê, Yahshua is die hoof van die liggaam waarin ek en u funksioneer. Die grootste ding waaroor ek bly is, dat ek kan iewers te funksioneer. Maak nie saak waar nie. Of ek 'n bidder is, en of ek een is wat spesiale take kan verrig, en of ek die een is wat preek, of ek die een is finansiëel bydra, of bid, dit maak nie saak waar ons is nie.
Die een kan nie sê, ek kan sonder die ander een dit maak nie. Want die woord sê, die aarde behoort aan Jahvashua en die volheid daarvan. Daar's 'n skrifgedeeltjie wat sê, te vergeefs bou die bouers, as Jahvashua nie bou nie. En te vergeefs veg die vegters, as Jahvashua nie vir julle veg nie. Nou daai laaste gedeelte van die veg, is al reeds 2000 jaar gelede gebeur. Hy het klaar geveg, hy het klaar beklei, hy het die oorwinning behaal. Wat doen ek en u vandag? Ons moet in die Ruach HaKodesh funksioneer. Ons moet vandag aktief in die koninkrykswerk van Vader Jahwe betrokke wees. Prof, jy weet nie, maar ons is op vakansie by die see. Nie 'n beter plek om te werk nie. Om saad te saai nie. Prof, ons is op vakansie, ons vang vis iewerste by 'n dam of 'n rivier. Nie 'n beter plek as om saad te saai nie. Vanavond daar wanneer jy lekker rustig sit en die vis byt en die ou laans aan sit hierso. Net ons sit ons so op mekaar se skouers. Vandag het die ouens mos nie respek vir mekaar, bietjie openinge gee nie. Hulle kom druk, as daar net een kar spasie is, dan kom druk hulle daarin. Dis die kans wat jy het om die woord te saai. Dis die kans wat jy het om jou lig te laat skyn. Ons staan by die bushuisie en wag vir die bus om te kom, die padkou bus om te kom, of wat ook al, en iemand kom staan in die huisie, bushuisie. Hier is die kans om die saad te saai. Verstaan jy waarvan ek praat? Ons het nie nodig om spesifiek op die hoek van die straat te gaan staan en een massiewe groot oopligdiens te hou nie. Die woord sê, daar is blyskap in die hemel as een siel om tot Jahvashua bekeer. En jy weet in die bediening, dis ons slagspreuk. Daar is blyskap in die hemel as een siel om tot Jahvashua bekeer. Ek sien op ons verslae hoe mense in hulle duisende tot bekering kom. Prof, dreig jy? Nee, ek is dankbaar. Die Bybel sê gehoorsaamheid is beter as offerandes. Ek kan die grootste offerandes betaal, maar as ek nie gehoorsaam is om te hoor wat Jahwe deur die Ruach vir my sê nie, is alles verniet. En ek is net dankbaar dat ons gehoorsaam was toe die bo-natuurlike geopenbaarde woord na ons toe kom. Ja, het 'n bietjie tyd gevat en so, maar wat maak dit saak? Ek is net dankbaar dat ons hierdie bediening op die internet gevat het. Ek is dankbaar vir COVID wat gekom het. Prof, jy wat? Ja, in daai tyd is die bediening meer dan ooit gebore. Alhoewel ons auditorium gehad het, waar ons honderde mense in 'n maand bedien het, maar waar Jahwe die boodskap uitgestuur het in die wêreld daar buitekant. Ek is so dankbaar daarvoor. So verskriklik dankbaar. Dat Jahwe behaag het en dit wat ek en u doen. Kyk wat sê die skrif, hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het, vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. So wat sê die woord? Hy sê, bietjie stil wees. Wat wil u hê moet ek sê, Vader Jahwe? Wat wil u hê moet ek doen, Jahvashua? Hoe wil u hê moet ek optree, Ruach? Onthou net, die Ruach HaKodesh is nie 'n Elohim of 'n God nie. Hy is deel van Jahvashua en van Jahwe. Halleluja. Hy of sy wat 'n antwoord gee voordat hulle gehoor het. Voor hulle wat gehoor het? Voordat julle van Jahvashua gehoor het. En dis hoekom die skrif sê dat 'n sagte woord keer die grimmigheid af. As ek 'n harde woord sou gegee het, onmiddellik is dit soos petrol op die vuur. Waardeur sag te wees en stil te bly vir 'n oomblik. En eers te hoor wat die Ruach sê.
dan bring dit rustigheid oor die situasie en die omstandighede waarin dit gebeur. Hy of sy wat antwoord gee voordat hulle gehoor het, vir hulle sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. Sotheid is 'n lelike ding. Daarom moet ons kan luister. Daarom moet ons as bruid van Jahweh kan leer om te luister. En as dit dan in die dag die nodigheid is, dat Vader Jahwe deur die Ruach HaKodesh wil hê, ek en u moet net bietjie rustig raak en net luister. Hoe weet ek, Vader Jahwe praat met my deur die Ruach HaKodesh? Jy sal dit weet. Daar sal eenvoudig vrede en 'n rustigheid wees wanneer hy praat. Daarom moet ons in hierdie dag kan luister wat die Ruach HaKodesh vir ons wil sê, maar stadig wees om kommentaar te lewe. Wat? Ja. Die sukses van hierdie skrifgie is Spreuke 18 vers 13. Maar stadig wees om kommentaar te lewer. Kom ons hoor eers, wat sê die Ruach HaKodesh, voor ons sommer net kommentaar lewer. Kom ons kyk vir 'n geleentheid vandag. Kom ons saai die saad van die lewe in die verwagting dat daar oes gaan opkom. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.